Shalom, shalom, dis uiteindelik tyd vir die skrifstudie-series. Ek vra groot om verskoning dat dit so lank gevat het, maar kom geniet dit saam. Ek open vir ons met gebed. Ons almagtige Koning, Papa Vader, ek bring vandag elke luisteraar voor U voete neer. Ek vra dat U Gees die leiding sal vat, die inspraak sal hê en die stem bo alle stemme sal wees. Ek vra ook dat U my stem in die wat luister se ore sal stil maak indien daar enige iets is wat ek deel wat nie aan hul toegewy is om te hoor nie. Maar laat die wat dit moet hoor, dit hoor. Ek vra dat U my as 'n wessel sal gebruik en my lippe en gedagtes sal aanraak om niks anders as U waarheid te deel nie. Ek dank U nou vir elkeen wat ingeskakel is, as ook die wat nie is nie. En ek vra seën elkeen met U goedheid en guns, wysheid en insig, sodat ons die hinker in ons gees sal hê om aanhoudend U aangesig te soek en by U voete te skuil. Ons koning, bruidegom Yahushua Mashiach, Jesus ons Messias, ons bely met ons mond en glo in ons hart dat U ons redder en saligmaker is, opgewek is en die lig van ons lewe is. Ons onderwerp ons denke, ons wil en alle autoriteit gesag oor aan U alleenlik. Nie ons wil nie, maar U wil geskied. Dankie Papa Vader vir hierdie geleentheid. Wees in elkeen se omstandighede en wees U hul voorhoede en agterhoede. Alle eer en glorie kom U toe. Ons bid dit nie uit verdienste uit nie, maar in die kosbare naam van U Seun, Yahushua Mashiach, Jesus Christus. Halleluja. Soos ek in my vorige video verduidelik het, ek gebruik Hebreëse strongs net vir konteks van studie en vir tydbegrip. So ons begin by die begin, Bereshit, Genesis. Nou daar was 'n paar punte wat nie net metafories gebruik was nie. In Genesis sien ons ook God se intensie vir huwelik weerspieël en dis baie dieper as wat ons dink. Nou ek gaan nie deur alles lees nie, ek gaan puntsgewys uithaal, juis omrede ek die video's wil kort hou sodat almal genoeg tyd gaan hê om daardeur te kan werk. Nou ek weet elkeen gebruik hulle eie translasie van die woord, maar vir hierdie gebruik ek die Amplifier en die 1953 vertaling. Ek gebruik ook wel ander translasies, maar ek sal dit heg soos wat die studie aangaan. So in Genesis 1 vers 1 tot en met 25 sien ons, daar was geen vorm aan die aarde nie, dit was woes en leeg, en ons sien ook in vers 4, waar Vader die skeiding tussen lig en duisternis inbou. Dit alles dui duidelik daarop toe dat God 'n Vader van struktuur en orde is. Soos hy in sy woord sê, he's not a God of confusion. So kantnota, as enigiets in ons lewe in wanorde is, moet ons die Vader daarin gaan soek om orde te skep. So hier is 'n gedeelte wat nie almal al raak gesien het. Ons sien in Genesis 1 vers 5 dat God hierdie lig dag genoem en die duisternis nag. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En ons sal verder ook lees, en dit was aand en dit was môre, die tweede dag, en so voort. En so sien ons dat die oorspronklike dag en nag is nie soos wat ons geleer was al die jare nie. Alhoewel ons dit so uitleef, ek meen ons lewe volgens 'n struktuur dat dit is hoe ons maar moet werk, maar in skriftelike terme is die gewortelde intensie van skepping was nog altyd dat 'n nuwe dag eintlik in skemer begin. So wanneer die son sak, tree ons daar in 'n nuwe dag. Dis weer 'n keer 'n weerspelling van chaos na orde. Ons sal dit later ook raak lees, soos wat ons die studies ontkiem en ontbloot, maar is elkeen se persoonlike oortuiging soos wat julle vra, Heilige Gees om julle te leer en te lei. Nou oral waar ons lees, dui die woord aan dat elke saad spesifiek volgens hulle soort gevorm is. Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Daarom weet ons ook dat ons is 'n gees met 'n siel in 'n liggaam. En Vader sê in sy woord dat ons moet hom dien in gees en in waarheid. Ons beweeg dan aan na vers 16 wat sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy skielik sterwe. Maar nou vra ons die vraag, hoekom? Want dit was gekontamineerde sade, gemengde sade, lig en duisternis, lewe en dood. Weer 'n keer 'n vorm van orde, wanneer hulle van die saad af eet, ontvang hulle wanorde. Daarom het Vader elke saad volgens hulle soort gevorm. Dis wel ook hoekom die woord vir ons sê om vrug te dra, want vrug dra saad, lig en duisternis.
Wat beteken ons wat in die Gees wandel, kan nou die opsie hê om te kies watse vrug met watse saad ons in ons lewe wil toelaat. As ons die vrug van goedheid ontvang en ons hou daai vrug, dan saai ons die saad van goedheid en ons ontvang die saad van goedheid. Galasiërs 5 sê vir ons wat is die goeie sade, wat is die goeie vrugte wat ons moet dra. Galasiërs 5 vers 26 sê ook vir ons, as ons deur die Gees lewe, laat ons deur die Gees wandel. Dit is die sade wat in ons gees spruit. Ek hoop die klein stukkie studie was daarom leersaam geweest, maar daar kom baie beter en baie meer op die deel 2 wat ek gaan maak. Ek kan ongelukkig nie my video's te lank maak nie, want my app laat my nie doen nie. Maar kyk uit vir deel 2, ek gaan dit volgende post, en ek hoop julle geniet die studie. Shalom, shalom.